ons kom bring ons goud, wierook en mirre na U Jesus. In die vorm van ons stemme, dankbaarheid en toewijding. Seën ons saam wees, tot eer van U naam. Amen. 2025, die jaar waarin die sogenaamde wegraping toe nie gebeur het, op 23 en 24 September nie. Ons het eintlik geweet, maar dit laat mens tog met die vraag, wie of wat kan ons nog glo? Wat is nog die waarheid? Wat word gesê, wat ons nog onomwonde kan aanvaar as die waarheid? Wie praat nog die waarheid? Kan 'n mens net glo dit wat jy met jou eie oë gesien het? En hoe moet ons dink oor dit wat ons vanaand weer vier? 'n swanger maagd, 'n ster wat mense lyk, skaapwaggers wat engele sien en hoor. Dit is goed waar aan die hedendaagse mens toenemend al moeilik is. Geloof word toenemend gedefinieer as naïef, onrealisties, onwetenskaplik, 'n produk van indoktrinasie of menslike wanpersepsies. Maar sonder geloof raak die lewe van 'n mens 'n totale leë bestaan. Die hart van ons Christelike bestaan is die woorde, ek, ons, glo. Oor die Kersboodskap, waaraan die wêreld toenemend swaar besluk, sê ons steeds, al was ek nie daar nie, ek weet, dit is waar. Vir eeuwe en eeuwe is daar gewafeltekens
Emmanuel, die een uit die stam van Dawid, wat 'n verskil sou kom maak. Die een wat vernuwing sou bring. Die een op wie daar gehoop is, dat hy lig in die duisternis sou bring. Oor hom het Jesaja voorspel. Die volk wat in duisternis rondwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. Hoekom raak ons ontsteld oor wat die wêreld, wat Jesus nie ken, oor hom te sê het? Hoekom steur ons hoegenaamd aan die mening van mense wat ontken dat daar 'n God en 'n goddelike raadsplan is? Ons kan sonder leed vermaak, sonder groot doelerigheid, sonder smalende beterweterigheid in alle eenvoud en in nederigheid verklaar en bely dat die woorde van die engel ons harte vanaand oopbaar maak. Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Daardie vreugde is vandag ook ons vreugde. Die geboorte van God se seun in Bethlehem is inderdaad goeie nuus.
mens moet maar versigtig omgaan met voorspellings. Voorspellings bring onsekerheid. En niemand kan enige voorspelling waarborg nie. Maar God het deur Jesaja 'n voorspelling gemaak. Ek dink dit is waar nie. Ons noem dit die voorspelling. Maar dit was eintlik glad nie 'n voorspelling nie. Dit was 'n feit. 'n goddelike verklaring wat gemaak is, so seker asof dit toe reeds gebeur het. Want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hy is vir ons gebore, vir ons gegee. kan lang ingewikkelde en hoogs akademiese diskussies voer oor Kersfees, die betekenis van Kersfees vir vandag se mens, hoe ons dit vandag moet vier, wat die ware betekenis van Kersfees is, maar dit sal so onnodig wees, 'n vermorsing van tyd en energie. Want die boodskap van Kersfees is regheid, eenvoudig en sonder omhaal van woorde deur die engel in die veld so verduidelik aan die skaapwagters. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus, die Here. Wat wil ons meer weet as dit? Dis die boodskap. Die Heiland is gebore.
kind in die krib. Reeds voor sy geboorte sê 'n engel in 'n droom aan die ontstelde Josef wat besig is om aan sy skeisaak te bring. Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. gesien te word. Op TikTok, Instagram, op Facebook, waar die een harder skree as die ander om gehoor te word, om toch net die erkenning te kry. In 'n wêreld waar jy die nuutste tegnologie in jou hand en 'n brandname aan jou lyf moet hê om geag te word, kom die Kersboodskap in sy absolute eenvoud vanaand na ons toe. En daag ons uit om ons egos op sy te skryf. Ons ek, wat toch vir ons so belangrik is, een kant weer te sit. Om in 'n stil wat na diere
Jode se vreedbak staan, om oor die rand van die krib te loer na 'n pasgebore seentjie wat in die koeke toegedra is. Kom ons vergeet van hierdie kunsmatige wêreld, met sy skeefgetrekte norme en waardes, en sy valse voorgee van wat belangrik en van waarde is, en met die reek van strooi en diere in ons lese, kom ons sing, soos 'n opgewonde kind, oor hierdie kind. Amen.
word ons voorberei daarvoor dat hierdie kind bestem is om God se verlossing aan die mens 'n realiteit te maak. En niemand kan dit ignoreer nie. Jy hoef nie vir hom te kies nie. Jy kan hom inderdaad verwerp en teen hom kies. Maar dit verander niks aan die feit dat hy God se seun is, wat gekom het om die wêreld te verlos. Die engel sê vir die skaapwagters, dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is, en in 'n krib lê. Hulle het toe hastig daarheen vertrek, en Maria en Josef, en die kindjie, wat in die krib lê, daar aangetref. Die skaapwagters het teruggekeer, terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Presies, soos dit aan hulle meegedeel is. Kom, dan gaan stap ons saam met hulle en gaan kyk. You
om hier stop. Want daar is 'n baie lelike wanklank in die verhaal. Wat begin met die moord op Bethlehem se seentjies as gevolg van die magswedstryd van die broers na die besoek van die sterrekykers op pad agter die sterre. En dit weerspieël onskynlik alles wat ons tot nou toe gesien het. Jesaja noem hom die vredevors. Die engele sing vrede op aarde. Maar in Bethlehem se strate lê spoedig die lyke van baba seentjies. En die hele geskiedenis word met bloed geskryf. En vandag lê daar lyke in Oekraïne, die Midde-Ooste, Sudan, die Kaapse vlakte en plaasomstandigheid. Engel
Wie se skuld is dit? Is die vredevors onmagtig, weerloos, onbevoegd? Hoe op aarde word 'n verhaal van God se vrede, God se guns, so skielik 'n verhaal van bloed en dood? Wat het geword van die vredevors? Wat het geword van vrede op aarde? Daar word liefde en vrede gepraat, daar word vrede gepreek, daar word vrede bepleit, en ons weet daar mag dalk moontlik hier en daar 'n paar skietstilstande gereël word vir 25 Desember, maar op 26 Desember sal die magasyne weer vol wees, en die hommeltuig sal opgestuur word met 'n dodelike vraag aan boord. Vrede lyk na 'n onbereikbare ideaal. Van vrede wat gesê geseën is die vredemakers nie. Die bloed kleef aan mense hande. As die mensdom sou steur aan die kind van die krib, wat die verlosser aan die kruis geword het, as die gierige wraaksugtige mens sou leef volgens sy riglyne, sal ons vrede hê. Maar dit gaan nie gebeur. Ja, dit gaan dalk nie gebeur, ondergou wat dan nou oorloop, maar dit kan gebeur, waar ons loop en praat, en ander mense se paaie kruis,
daar kan vrede wees waar ons woon, op die strand is, in die besige winkels beweeg, want ons glo in die vrede vos. Ons glo dat God deur ons vrede op aarde wil laat deurgee. Ons kan die stemme wees wat vrede bring. Dis 'n bykans onmoontlike taak. Maar dit is ons verantwoordelikheid as mense wat Kersfees vier. So moeilik as wat dit is in 'n stikkende land, moet ons die boodskap bly verkondig dat Jesus, die vredevors, mense kan nie maak. 'n Land kan nie maak, omdat ons kinders is van die Vader, wie se engele die boodskap bring het. Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehaag het.
as gelowiges durf ons nie laat onderkry deur die wêreld nie. Daar is onreg. Daar is misdaad. Daar is korrupsie. Daar is sinnelose bloedvergieting. Daar is verneinige haat. Maar ons is en bly kinders van die lewende God. En ons is gered, verander, nuut gemaak deur Christus. En ons kom vier weer Kersfees, soos elke ander jaar. Ons dra saam met ons die goeie nuus, dalk die enigste goeie nuus in die wêreld. Daarom bly ons te midde van alles vol hoop, want ons ken die Here, op wie ons hoop hou. Ons ken Jesus, die verlosser van mense. keer na alles wat gesê is, net weer terug na Bethlehem, na die stad
na die wonder van wat daar gebeur het daardie nag. Selfs al is daar ontsteltenis in ons harte, kom ons buig in aanbidding voor God se wonder in die stad. uitdagings van die lewe vir sommige van ons soms te veel. God is groter as dit. Dalk is daar van ons wat nie eens lus is om Kersfees te vier hierdie jaar nie. Maak dan net tyd om die verhaal in Matteus en Lukas weer te gaan lees. Dalk is er iemand wat twyfel of Jesus jou regtig liefhet. Dis oké, want hy weet, hy het jou lief. En hy het jou mens geword. En hy het sy lewe vir jou gegee. Die kind van die krib het vir ons geword. Die verlosser van die kruis.